Dit is Sondag 21 Junie, baie welkom by ons erediens. Kom ons word stil voor die Here. Ons is by mekaar in die naam van God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker oor die diep waters. En dan weer klink die stem van ons Here, laat daar lig wees, en daar was lig. Die lig skyn in die duisternis kan dit nie uitdryf nie. Ons is by mekaar in die naam van God die Seun, Jesus Christus, wat in ons plek onder die oordeel van God en die mense gelei het, wat ons straf gedra het, wat ons vrygekoop het. Deur hom is daar nou vrede tussen ons en God. Ons is by mekaar in die naam van God die Heilige Gees, wat ons op ons geestelike pad begelei en laat groei, wat aan ons geestelike gawes gee, wat elke dag ons hoop en geloof versterk. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons sing 'n loflied. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons kan weet, waar 2 of meer in U naam by mekaar is, daar is U ook. Al is ons nie fisies by mekaar nie, bind hierdie erediens ons saam oor die uithoeke van die wêreld. Dankie dat ons U nou kan ontmoet, ook in en deur U woord. Help ons om te hoor, te groei en te gehoorsaam. Amen. Ons lees Genesis 1 vers 1 tot 5. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien, die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig toe dag genoem, en die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die eerste dag. Elkeen van ons het al die volgende woorde bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Maar is ons werklik oortuig van wat ons hier bely? Is jy oortuig dat God ook midde in hierdie COVID-19 pandemie steeds die Almagtige Skepper is? Is God nog werklik in beheer? Genesis 1 vers 3. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Dinge gebeur net omdat God dit sê. Maar hoekom gebeur COVID-19 en soveel ander siektes en swaar kry dan? Voordat ons die skuld voor God gaan neerlê, so asof hy 'n foutjie gemaak het en moet kom regmaak, moet ons miskien net eers van die ander kant af kyk. God gee aan ons die aarde, ons woon hier en ons moet dit bewerk en bewaak. Ek stel in my gedagtes voor hoe hierdie skepping kon lyk as die mens gehoorsaam was. Tussen die mense vrede, vreugde, geregtigheid. Die natuur bewerk en bewaak. Maar wat doen die mens met hierdie wonderlike geleentheid? Oorlog, honger, haat, besoedeling.
Ons veroorsaak aardverwarming deur ons industrieë, ons tegnologie en deur die vernietiging van reënwoude. Nou ons verskoning, dis nie ons nie, dit is ander, in ander lande. Maar ons verbruik ook die produkte wat dit veroorsaak. Luister net weer wat Genesis 1 vers 2 gesê het. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. In plaas daarvan dat ons die skepping moet bewerk en bewaak, is ons besig om die aarde terug te draai na voordat God hierdie chaos verander het. Ons maak die aarde onbewoonbaar en donker. God het die natuur so geskep dat dit haarself kan skoonmaak en genees, maar die mense so sprinkane, ons verbruik die bronne vinniger as wat die natuur kan voorsien. Kanker, COVID-19 en so baie ander siektes kom uit ons eie hand. Ons spuit gif en ander chemiese stowwe oor ons produkte om dit langer te laat hou. Ons stop ons beeste, skape en hoenders vol groeihormone. En dan gebruik ons daardie produkte en dan is ons vreeslik verbaas dat ons kanker en ander siektes kry. Ons verklaar onsself baie slim, maar eintlik is ons baie stupid. Die mens word die duister wat die lig vernietig deur ons verbruikersmentaliteit. Die mens sien dit as hulle reg om die natuur op te gebruik. En dan wonder ons hoekom ons midde in hierdie pandemie sit. Dit is deur die mense verbruikersmentaliteit oor onsself gebring. Ons bring die chaos van voor die skepping terug. God skep, maar ons vernietig. Ons word die chaos. Kan ons dan nog met oorgawe bely? Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, terwyl ons sy skepping verander in chaos? Mense steur hulle nie meer in die skepping wat God vir ons in sy woord daar gestel het nie. Dit het vir die meeste mense sprokiesverhale geword. God se reëls en riglyne het vir mense oudtyds geword. Ons het mos ontwikkel. Menseregte is nou die belangrikste. Ek is baas oor my eie liggaam en daarom kan ek daarmee maak wat ek wil. Ek laat my nie voorskryf deur reëls wat al ouer as 2000 jaar is nie. Dit pas my net nie meer nie. Die Bybel fokus op liefde tot God en jou medemens. Ons fokus op onsself en ons eie regte. Ons is net barmhartig teenoor wie ons verkies. Waarheid word wat ons dit maak. Ons het nie meer skuld om te bely nie. Sonde bestaan nie meer nie. Almal doen dit. Wat 'n skande was, word algemeen en aanvaarbaar. Ons vergeet dat ons na God se beeld geskape is. Hier is skepingsmag in my, maar ek laat toe dat die chaosmag in my sterker is. In plaas van bou en verbeter, verbruik en vernietig ons. En hierdie chaosmentaliteit veroorsaak 'n breuk tussen ons en God. Ons kan dalk nog sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, maar net solank hy aan my behoeftes voorsien. Ons moet weer erken dat ons op God se aarde bly, en dat ons die opdrag het om dit te bewerk en te bewaak. Toe het God gesê, laat daar lig wees en daar was lig. God het gesien dat die lig goed is, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het ons kom herskep, en weer vir ons die duisternis kom verdryf, en vir ons die lig gebring. Jesus Christus is die lig. Maar net soos met die skepping, kies ons ook wanneer ons sy lig nodig het. Tog het ons by 'n T-aansluiting gekom en ons moet kies, links of regs. Ek in beheer of God in beheer. Verbruik of bewerk en bewaak. God se wil of menseregte. God kan jou chaos verander in lig, maar jy moet hom toelaat om in jou lewe in te spreek. Laat hom toe om in jou lewe te sê, laat daar lig wees. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ek bely dat ek weer die stuurwiel van my lewe oorgeneem het. Oorgawe en vertroue is ons swakpunte. Ons dink dat ons die chaos van hierdie wêreld kan verdryf, maar eintlik nooi ons dit in. Om in die lig te lewe het ons die lig nodig. U is die lig. Vergewe ons vir die maniere hoe ons u skepping hanteer. Ons verbruik in plaas daarvan dat ons dit bewerk en bewaak. Spreek weer in ons lewens in en red ons. Sê weer, laat daar lig wees en daar sal lig wees. Amen. Nadat ons die Here gedien het met ons liefdegawes, gaan ons saam 'n lied sing en daarna gaan ons die seën van die Here ontvang. Ons vra elke Sondag vir 'n virtuele kollekte. Gaan asseblief na www
www.ngpongola.com. Daar kan jy met SnapScan of met EFT 'n bydrae maak. Baie dankie vir jou ondersteuning. Kom ons sing saam. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.